Ek is Elaine Kriege, nuusredakteur van Marula Media. Hier's 'n paar van die stories wat jy die naweek kan verwag. Het die valke 'n goudsmokkelring oopgevlek of 'n grouwe flater begaan toe hulle in Mei 2 mans voorgekeer het wat in besit van 'n skoendoos vol goudstafies was? Marula Media het vroeër berig oor hoe Daniel Schubert en Adrian Du Plessis in hegtenis geneem en die 80 goudstawe op beslag gelê is. Schubert beweer egter hy is die regmatige eienaar van die goud en dat daar boonop meer stafies was as waarop die owerhede sê hulle beslag gelê het. Die Bloemfonteinse sakeman beweer boonop die owerhede het hom probeer omkoop en het 'n opname van die gesprek om dit te bewys. Isabel Venter het ondersoek ingestel. Meer as 'n jaar na die vorming van die regering van nasionale eenheid, blyk dit of die nasionale dialoog uiteindelik in Augustus gaan plaasvind. Hoewel politieke kenners met wie Marula Media gesels het, bly is dat die gesprek plaasvind, is hulle bekommerd daaroor dat die gekose groep Suid-Afrikaners wat aan die gesprek gaan deelneem, nie verteenwoordigend van alle Suid-Afrikaners is nie. Daar blyk veral 'n leemte aan 'n Afrikaner stem te wees, berig Tanya Heinz. Die Suid-Afrikaansgebore ingenieur Dr. George Annandale is vroeër die week in China vereer vir sy lewenslange bydrae tot damveiligheid en die volhoubare ontwikkeling van die wêreld se grootste damme. Hy en sy vrou woon nou in Amerika, maar praat steeds daagliks Afrikaans, die taal waarin hy gematrikuleer en studeer het. Marula Media het met hom oor sy loopbaan en lewe gesels. Om 68 inwoners van 'n tehuis vir mense met ernstige gestremthede te versorg, het die afgelope weke selfs meer uitdagend geword, nadat die elektrisiteit verlede Dinsdag weens 'n uitstaande rekening van R4.2 miljoen afgesny is. Die tehuis se bestuur sê die bedrag is onbekostigbaar en voer aan die plaaslike munisipaliteit bereken die rekening teen 'n saketarief, eerder as die laer tarief wat vir organisasies sonder winsbejag gehef word. 'n Gebrek aan geld en ondersteuning vanaf die regering veroorsaak boonop ander uitdagings. Jana Smit het meer uitgevind. Tamsin Gerrits, die sakevrou en voormalige mevrou Suid-Afrika finalis, glo daarin om alle lewenslesse onomwonde te omhels. Of dit nou is in haar beroep, rol as ma en vrou en selfs nou met die behandeling wat sy vir 'n kwaadaardige gewas ontvang. Die skoonheid kyk uitdagings vierkant in die oë. Sy het die lesse met Joanine Hurley Birch gedeel. Musiek was nog altyd 'n groot deel van die sanger Matthys Roet se huishouding. Dit vorm ook deel van hoe hulle jaarliks Vadersdag vier. Mizaan van Wyk het met Matthys en sy 2 seuns, Liam en Johan, gesels om meer uit te vind oor hulle besonderse verhouding. Lees dit alles die naweek net hier op marulamedia.co.za.